Papa, Wat nou nog? sien hulle het ook nog hier is, die voorste venster, die passasierskant, maak verskriklik moeilik oop en toe. Kom ek wys, papa. Hier. So, hoe kan mens dit regmaak? Wanneer laas het jy die ding skoongemaak? Nog nooit. Nou, eerste ding wat jy doen, jy laat sakkie venster Ja, dit nou pa, maar dat dit maklik lyk. en dan moet jy hierdie kleibane en skoonmaak. Gebruik 'n gewone lap, 'n stomp voorwerk en gebruik 'n ou skroewedraaier. Druk hom hier in en dan vryf ek hom op en weer af. Kyk hoe vuil is hy. Okay. So, So, nou aan hierdie kant doen. is dit iets wat mens jaarliks moet doen? Elke 2 jaar, 2 keer 'n jaar? Hang af hoeveel stof paaie jy ry. Maar 1 keer 'n jaar is gewoonlik genoeg. Kijk, daar kan jy duidelik sien hoe vuil hy is en dan word dit swaar. Ek gaan 'n kers gaan haal en ek gaan 'n klein bietjie olie spuitolie bring. Hoekom het mens nou 'n kers nodig? Ek wil net wys hoe my pa dit gedoen het. Want in die ou tyd het ons nie sulke luukse goed gehad soos spuitblikkies en sulke tipe goed. Eenvoudige kers, as jy niks anders het nie, 'n gewone eenvoudige kers, dan sny jy hom dat hy daai vorm het Okay. en dan druk jy hom in daai gleuf en jy trek hom gewoon op. Jy doen dieselfde aan die kant en aan die bokant. So wat doen die kers? Die kers was. Hy laat die was agter wat dan as 'n smeermiddel gebruik word. Okay. En dit laat hom makliker op en af gly. Baie makliker. Alright. En dit hou lank. En dit werk eintlik baie goed. Jy sal sien, gaan sommer nou al 'n heel wat stukke beter gaan. Maar jy moet dit natuurlik 'n paar keer laat inloop. Jy sien, kyk daar. Ja, toe nou. Baie makliker. Die moderne metode is om 'n spuitblikkie olie te gebruik wat nie silikon in het nie. Okay. Dit is gewoonlik 'n geel blik wat nie silikon het, blou is dit silikon in. Okay. En dan spuit jy hom gewoon daarin. Dan loop hy ook af onder toe. Mors 'n klein bietjie, maar dit is nie so erg nie. As jy nie silikon gebruik goed nie, kan jy dit baie maklik afvee. En dit te doen in elk geval die rubbergoed, maar nie bekleding nie. Jy moet dit weghou van bekleding af. Hier is gelukkig alles kunsleer en rubber. En dan draai jy hom net 'n hele paar keer op en af. Word al makliker. Okay. Ons gebruik dieselfde metode vir 'n elektries gedrewe venstermeganisme. Okay. Maar nou het jy nie jou gevoel nie, maar jy kan hoor of sien dat die ruit nie geleidelik opkom nie, maar stukkie, of dat die motor baie swaar kry. Alright. En waarom wil ons dit graag doen? Want dit spaar jou geld. Op die ou einde, jou meganismes hou langer en jou arm word ook nie sommer so laag nie. So as ek nou nie 'n kers het of 'n geel blikkie spuitgoeders nie, hoe kontak ek Gemoedsrus Motors om te vra dat dit gedoen kan word vir my? Wel, dit is eintlik baie maklik. Op die einde kan jy hieronder kyk. Daar sal ons webwerf wees. Daar sal ons telefoonnommer wees en die maatskappynaam.